ons nog bankrot besig. Ek dink ek moet so Spike se vrou maak in die yskas met 'n slot sluit. Is al hier so goed nou in oupa se ou kamer? Ja. Ek moet gaan begin klaarmaak. Ek wil nie hê dat ons laat daar aankom en Hes stoksiel alleen voor die koshuis vir ons sit en wag nie. Ek sal dit nooit erken nie. Maar ek mis haar nogal. En ma? Natuurlik. Sy's so 'n verstandige kind. Ek het my nie die helfte soveel oor haar bekommer as oor jou nie. Gaan ons sweets kry? Nie jy nie, dis vir die kleintjies. Jy hou Johanne hier uit. Rikkie, Nielsie. Ag, foei tog. Dis vir my tog so lekker om hulle 'n bietjie te bederf. Ja, Tannie? Hier, kies vir julle elkeen een. Dankie, Tannie, maar daar is net 2 chocolates. Nou vat dit dan maar. Was jy hierin? Nooit, ma. How's dit, pa? Hey, klop jy nie? Ek het nog nooit in my hele lewe aan 'n garage deur geklop nie. Sorry, pa, maar kan ook niks reg doen nie. Partymal voel ek regtig soos 'n fabrieksfout. Hierso. Dit sê jy laat beter voel. Dankie, pa. Het ma pa alweer op 'n diet? Ja. Maar dis my probleem. Wat loop jy weer so met 'n donderwolk bo kan jou kop rond? Ek kan nie eens soos ander mense net 'n doodgewone speeding fine kry nie. Nee, jy gevang jag. Op die Klerksdorppad. Het hulle weer daar tussen daai groot bome daar so naby die Roudels weggekry. Ja, pa. Ek wil maar net my engine bietjie skoon brand. Ek sit nog so lekker voete in die hoek. Skielik smaal hy 2 drade reg voor in die pad vir my. En toe sit asof alles so in 'n slow motion kyk weer gebeur. Jolanda druk amper haar vinger deur die venster so wat sy probeer beduie. En ek gooi ankers en keer terug eerste toe. Wat is die kweel deur die kerk? Toe trek hulle jou af. Ja, pa, daar reg voor die Roudels. So ou dik op 'n motorbike. In plaas ek toe maar na Jolanda luister, want sy druk toe vinnig klein Hendrikie se kombersie hier voor by haar blouse en sê ek moet vir die speedkop sê ons op pad hospitaal toe sy gaan 'n baby kry. Dis slim. Ek moet dit bietjie vir jou ma noem. Ja, pa, maar ek weet mos altyd van beter. En ek sê te van, nee, wag, kom ons praat liewer met hom Engels. Ek sal hom so gooi, hy sal ons sommer net daar laat gaan. En ek dog te wag, laat ek nou maar begin met 'n ou grappie. Ons staan mos daar by die Roudels. Nie kom die ou dikke aangestap met sy pen en sy boekie. Draai ek my venster af en sê, 2 hamburgers en 2 milkshakes, please. Wat? Ja, pa, dis nie waar dat alle dik mense 'n sin vir humor het nie. Die ou gee my net so houthoog en sê, "Are you mocking me?" Nee, sekretêre wat ou maar net met shut up. Ek het. Maar Jolanda is toe so senuweeagtig. Sy sê toe sommer, "I is heavy preggies and we must get to the hospital in a hurry. So skip the drinks, just make it a takeaway curry." Nee, En toe strip hy speedkop heeltemal pa. En hy gee my dit. En hy sê, "I will see you clowns in court." En toe skrik ons so, ons begin sommer so gelyk te babbel van, "Hoe jammer ons is, ons sal dit nie weer doen nie." Toe word hy net so rooi in sy gesig en hy sê, "Hey, not twice together, once upon a time only, okay, to shut up." hier is dan nie 'n bedrag ingevul nie. Net NAG. Dis nag. Ja, die speedkop het gesê, hy sal liewers laat die hof besluit oor wat my boete moet wees. Jolanda sê, NAG staan vir no damn good. Nee man. Dit staan van no admission of guilt. Dit beteken jy kan nie 'n afkoopboete betaal nie. Jy moet hof toe gaan, dan gee hulle jou daar boete. Ek was nog nooit in die hof gewees nie. Ag, wil pa nie liewer vir my gaan asseblief, pa? Ag nee man. Jou probleem is jy dink die Klerksdorppad is die stryd op Kyalami. 110 in 'n 60 sone. Dit was maar 'n derde gewees. Nee. Jy verdien hom in die hof te behandel. Maar sê nou hulle sluit my toe, tikkeloks. Nee man, hulle sal nie. Jy moet net nie harde kwas in die hof raak nie. Sê net vir hulle jy's vreeslik jammer jy sal dit nooit weer doen nie en jy hoop die boete is nie te hoog nie want jy verdien eintlik peanuts. Dis al. O, want Boela het gesê, ek moet net sê, ek het nie vir die regering gestem nie. Hulle wette is vir my ongeldig. Ek kan jou 'n brief gee as jy dit doen, dan sit jy met jou bas in die tronk. Is dit? Dan moet ek maar liewer doen wat ek altyd met Jolanda doen. Shut up en betaal. Glo my, dis die beste. Dankie, pa. So kan ek hom maar so die môre kom haal. Wat?
Die briefie, pa het net gesê pa gaan vir my 'n brief gee. Nee man, ons praat nou van die hof, nie van die skool nie. Oh, Pa, maar vrou vaar reg is om te ry. Ja. Ons gaan vir Hes haal. Sien julle later. Bye. ook maar lekker om nog 'n skoollaaitjie te wees. Maak nie saak wat jy aanvang nie, net 'n ou briefie van jou pappie en alles is die hankie dory, hè. My ma gaan nog maak dat ek wegloop. Toe ek nie 'n ou gehad het nie, wou sy heeltyd weet wat fout is met my. En nou? Nou sê sy ek moet net stadig vat. Ek moenie so ernstig wees nie. Ek moet bietjie met ander ouens ook uitgaan. Watter ander ouens? Ek weet nie. Sy maak my so vies. Sy sê ek moet 'n bietjie hoër mik. O, is ek te laag vir jou? Nee. Jy weet mos ek is mal oor jou wims. Maar wat my ma bietjie omkrap is die feit dat jou pa 'n myner is. Jou pa's ook 'n myner. Ten minste is my pa skofpaas. Presies. Sy sê ek moet tog asseblief net met iemand trou wat skatryk is. Daarvoor bly julle op die verkeerde dorp. Ek weet. Maar toe ek vir haar sê mens kan nie geluk met geld koop nie, toe sê sy net, my kind, chunk liewer van die ongelukkigheid agter in 'n Bentley as die chunk agter op 'n motorbike. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Sy wil my mos volgende jaar Stellenbosch toe stuur. Sy sê ek kan gaan swat net wat ek wil, maar ek mag nie met iemand uitgaan wat nie medies of regte swat nie. O. Ag man, moenie so die pres lyk nie. Van wanneer af luister ek na my ma? Toe sê dit. Nee, ek sien nou lus nie. Ek is? Toe sê dit. Ek jetem jou baie. Jou ma gaan nie weer skielik hier inloop en my soos 'n bakvisie laat voel. Nee, hulle gaan lank weg wees. Hulle het vir Hes in Potch gaan haal. Ons kan ontspan in die privaatheid van die hele huis. O. Surprise, surprise! Hes! Ja, boetie, dis jou swester Hester. Maar lyk my ek het op 'n effense ongeleë oomblik hier ingekom. Hallo Sonjaatjie. Hi. Vir 'n oomblik het ek gedog is Wim se ma. Jy het so verander. Wat bedoel jy verander? Dikker geword. Hey! Ek klap nog net so hard soos altyd. Waar's Male? Hoe moet ek weet? Is hulle nie hier nie? Nee, wag. Hulle het so rukkie gelede hier weggery om jou op Potch te gaan haal. Ag nee, ons het vroeg gesluit te bring my ou my gou deur. Ek wou hulle verras. Glo my, hulle gaan verras wees. Dis nou 'n gemors. Hoekom kom wys nie 'n ou vir ons nie? Hy was 'n bietjie haastig. Ek sal die koshuis moet bel en iemand vra om uit te kyk vir Male om vir hulle te sê ek is alleen. Oorie, ma het oupa se ou kamer vir jou reggemaak want Rietjie is nou in jou kamer. O. Wat is die koshuis se nommer? Ek weet nie, kyk 'n naaiboekie onder H vir Hes. Oorie, ek's nou terug. Ek stap net gou saam met Sonja huis toe, hoor. Bye. Bye. Ek wil liever nie wees as jou pa terugkom nie. Ja, shame. Shame se ding is man. Ek gaan nog van my kop afraak van bekommernis. Hes het verdwyn. En een van die derdejaars sê sy's vroeg vanoggend al daar weg, saam met 'n man met 'n rooi kar. O, as daai kind iets moet oorkom, hulle sal my moet vasbind. Hi ma, Hester. Oh my kind. Ma, pa het Male nie my boodskap gekry nie. Boodskap, watter boodskap? Ons was by die polisie en by die hospitaal. Ek is skoon naar van bekommernis. Ek's ook nee. Jy karsiek. Ek wou Male verras. Ons het vroeg gesluit te kry 'n geleentheid huis toe. Geleentheid. Hes, ons het afgespreek om jou te kom haal. Net vanoggend sê ek vir Wimpie, jy's so 'n verstandige kind. En hier kom jy en binne 'n paar uur maak jy my 10 jaar ouer. Ag ma, nou ruk maar weer alsydsverband uit. Hoe dink ma moes ek voel om by 'n leehuis aan te kom en uit te vind in my eie ouerhuis het ek nie meer 'n kamer nie. Yes, as jy nou 'n laaitjie was, sou jy nie kon sit nie. Ek tog Male sou bly wees om my te sien, maar ek kry nie eers hallo nie. Net raas. Hallo Wes. Hendrik Belly se sergeant en sê ons het haar gekry. Ek weet nie of ek moet lag of huil nie. Ek ken nie vir Hes so nie. Is dit iets wat ek verkeerd gedoen het? Nee, Maggie. Hes is nou op daai studentestadium. Hulle dink net aan hulle self en hulle probeer vir die wêreld wys hoe onafhanklik is hulle. Tussentyd bly hulle maar pure kind. Sal ek so nou my goedjies gaan pak, Tannie? Hoe nou? Ek kan maar kamer terugkry. Nee my kind, jy bly net waar jy is.
Daar's absoluut niks fout met die kamer waarin sy is nie. Tannie doodseker. Ja, dis nou jou kamer. Ek bel luister saam. Sonja se ma sê, sy moet liewer nie meer met my uitgaan nie, want my pa is net 'n myner. Ag, Sonja se ma se man. Hendrik, nie voor die kinders nie. Okay, dom. Ag, kyk hier. Hy's vas aan die slaap. Op het plat is my ma en my stiefpa altyd gestryd. Het altyd so 'n bonneltjie aan die slaap geraak. Ag, fooi tog. Ja, ek sal hom in die bed gaan sit. Ons moet nie soos hooligans te kere gaan aan die kind ontstel nie. Ek sal so rukkie by hom bly tot hy rustig is. Kom ons gaan praat met Hes. So wat as my pa 'n myner is? Almal op hierdie dorp is myners. Hallo daar. Hallo oom. Het oom kom kuier? Ja, so vir 'n week of 2 ek dog ek gaan julle net so 'n bietjie surprise. Het julle twee in die vroeë oggendlig in die tuin gaan stap? Ek is seker maar so sê ja, mense kan mos maar vergeet as Hes eers in daai badkamer is. Kan dit nie meer uithou nie. Ag nee, oom moenie vir my sê oom hulle het in my tuin. Maar Maggie, die ou mense het mos altyd gesê is baie goed vir die rooster. Asseblief. Neelsie, gaan trek aan en dan kom eet julle ontbyt. Sê sommer vir Rietjie ook. Okay, Tannie. Dan gaan ek ook maar intrek. Oom, ek probeer baie hard om vir die kinders goeie maniere te leer. Oom moet dit asseblief nie kom deur mekaar krap nie. Maar so nooit is 'n nimmer nie man, maar ag Maggie, jy weet, op daai ou klein ou mannetjie se ouderdom en op my ouderdom is daar geen keer as die natuur roepie. Is seker so. Môre. Nou kan ek gaan skeer as daar nog 'n druppeltjie warm water oor is. En dit? Ag my kind, jy moet asseblief probeer om vinniger in die badkamer te wees. O. Ek dink oom Hans het nog al 'n cheek om so by Male te kom afsaal. Hes, ons gaan ook eendag oud word. Oom Hans het net sy dogter en vir ons. Hy's seker ook maar 'n bietjie eensaam. Maar jy het my nog nie van jou ou vertel nie. As hy 'n kar het, is dit seker 'n tweede of 'n derde jaar. Lawrence is nie student nie, ma. Nee, Nee, wanneer laas het ma van ouma gehoor? werk die Lawrence. Ja, het Wimpie nou besluit of hy eers gaan swat en dan Ami toe gaan of wat, ma? Hester, wat doen hierdie Lawrence? Ek bedoel Lawrence. Los dit, ma. Ons verhouding is niks ernstigs nie. Ek is jou ma. Jy was altyd so oop en eerlik met my. As jy maak asof iets niks is nie, dan weet ek daai niks is iets. Okay, ma, hy's nogal alright. Hy's 'n lektor. 'n Lektor? Maar is daar nie 'n wet of 'n reël by die college dat lektore nie met 'n student mag uitgaan nie? Ja, maar hy werk by die universiteit. Hy gee LO. LO. Dis so fisies. Presies. Dis hoekom hy so goed gebou is, ma. Ook vol skoon naar. Hester, hoe oud is hierdie Lawrence? Jy weet hoe ouer hulle is, hoe meer verwag hulle van 'n verhouding. Maar dis juist hoekom ek so van hom hou, ma. Hy's nie so kinderagtig soos die seunstudente nie. Jou pa gaan stuipe kry. Ek ken nie vir jou so nie. Ek het jou nie so groot gemaak nie. Ma, ek is nie meer 'n skooldogtertjie nie. Ek raak nog groot genoeg om my eie keuses te maak. En as ek met Lawrence wil uitgaan, doen ek dit. Ek gaan nou na die butiek toe. Hey ma. Hey, ek het soos 'n klip op daai bank geslaap. Ek weet nie wat my pa altyd as hy daar moet slaap nie. Ek hoop net jy het dit opgemaak en nie soos 'n varkhok gelos vir my om op te ruim nie. Daar was niks om op te ruim nie, ma. Ek het net my slaapsak opgerol om in die kas gaan sit. O. Ag, Wimpie, sal jy asseblief vir die kinders ontbyt gee nie? Ek wil met jou pa gaan praat. Paar warm klappe is al wat hierdie Lawrence nodig het. Vir wat lol hy met studente? Dit was my eerste reaksie op. En is Lawrence, nie Lawrence nie. Ek het sommer lus gegee om by die universiteit aan. Nee, Jesus nog skaars uit die skool uit. En hierdie Lawrence rabbies weet seker net toe om hierdie jong meisies te beïndruk. Sy's nog nat agter die ore. Net gister huil sy oor haar kamer en vandag is sy skielik so volwasse. Dan moet ons haar eenvoudig belet om verder met hom uit te gaan. Hendrik, waarmee dink jy? Toe jy jonk was en jou ouers het jou iets belet, wat het jy gedoen? Presies die teenoorgestel. Nou ja, dan weet ons mos wat ons moet doen. Bedoel jy ons moet hierdie verhouding goed praat? Ja. Ons maak asof alles reg is met ons. Sê vir haar ons is bly sy gaan uit met 'n meer volwasse ouer man. Vra haar, sy moet hom uitnooi om hier by ons aan tafel te kom eet.
En dan maak ons asof die son uit sy damn dinge skyn. Dit gaan nie vir my maklik wees nie. Ek het hom nog nie eers gesien nie en ek wil hom al opvrommel. En wat as hierdie hele ding backfire? Jy weet, dis soos jy mampara nie. Ek weet, maar as dit by hartsake kom, sal 'n mens sê sy het nie 'n brein nie. Glo my, ek ken Fes. Sy aard na jou. Daar maak jy fout. Ek is nie so hardkoppig. Huis is klink so vol mense. Hierdie is omtrent die enigste plek waar ons bietjie privaat kan wees. As ons mense kry, my pa raak bietjie dik van hom, vat hy net sy koerant en gaan sit vir ure op die privaat. Ou moet doen dit as Jolly hom wil uitvreet, maar hy vat net 'n pak comics. Is jy nog vies oor wat my ma gesê het? Nee. Ek dink eintlik jou ma het nogal 'n punt, Piet. Hoekom moet jy sukkel as jy jouself ryk kan trou? Hoekom moet jy in Orkney sit as jy die wêreld deur kan reis, selfs Disneyland sien? Jy verbaas my, Wims. Jy het soveel begrip. Dankie. Ek gaan volgende jaar doelbewus vir my 'n aster op universiteit soek wat nie net meer die swat nie, maar wat sommer ook 'n ryk boer of sakeman se enigste kind is. Ekskuus. Ek tog jy verstaan dat ek vir iemand met 'n toekoms gaan soek, nie jy nie. Is ek nie meer goed of ryk genoeg vir jou nie? Om jy uit te gaan natuurlik. Trou. You must be joking. Jou pa is dan net 'n myner. Weet eintlik moet ek vir jou ma dankie sê. Dis die beste raad wat ek nog ooit gekry het. Dis my ma. Daardie raad is vir my bedoel. Wel, ek dink dit kan net so goed vir my ook werk. Nou waarvoor mors ons mekaar se tyd om uit te gaan as jy nie ernstig is nie? Sonja, wanneer beplan jy om te trou? Ek weet nie. Beslis eers na ek 26 is. Nou, maar dis nog 'n leeftyd van nou, of so waaroor stry ons? Ja. Eintlik is ons baie simpel. Nou, maar kom ons geniet dit dan net nou om met mekaar uit te gaan en los die toekoms vir die toekoms. OK. Dis kom ek mal is oor jou, Wims. Jy kan 'n ding op so 'n volwasse manier uitredeneer. Dankie. Kom ek gaan kry my ma se kar se sleutels, gaan speel ons 'n lekker game pat en ek koop vir ons elkeen 'n groot chocolate yskriem, OK? OK. Pas op vir hom, as hy sê pat, bedoel hy eintlik vat. Ma, hy soek 'n kap. Maar sy pa wil met my praat. Ja, sit. As pa met my gaan raas oor Lawrence, vat ek nou my goed en ek gaan terug koshuis toe. Ek het nou genoeg gehad. Yes, ek wil nie met jou raas nie. Jou ma was so 'n bietjie omgekrap, maar na ons gepraat het, voel sy ook nou beter. O. Kyk, jy word nou groot. Ons moet jou toelaat om jou eie besluite te neem. Op persoonlik is ek baie bly dat jy nie met 'n stupid student uitgaan. Ekskuus pa, ek dink jy sal pa wees wat 'n gasket blaas. Nee, ek is bly. Ek hou van meer ervare mans. Hulle dobber nie meer so rond nie. Hulle wil settle en met 'n familie begin en dit pas my. Ja, dit is seker so. Hoekom nooi jy nie vir Lawrence om hier by ons te kom eet nie? Ek sou hom vreeslik graag wil ontmoet. Jy weet, iemand met wie ek kan gesels soos 'n groot mens. Was pa by die klub? Nee, hoekom? Ek kan nie glo wat ek hoor nie. Skok dit nie vir pa dat ek met 'n ou van by die 27 uitgaan nie? Nee, ek is bly. Op 27 het die meeste mense klaar gejol en hulle wil settle. Nee, ek is bly jy het so iemand raakgeloop. Met ander woorde wat pa eintlik sê, is pa sal my graag getroud en van pa se hande af wil sien. Nee, ek sal dit nou nie so stel nie. Maar dit is duur om jou op college te hou en as jy nou trou, voordat jy klaar is, dan kan hy mos verder vir jou sorg. Ek is nie van plan om nou te trou nie. Hoekom nie? Op sy ouderdom moet hy gereed wees daarvoor. Jy moet nie laat so 'n belangrike iets deur jou vingers glip nie. So mal is ek nou nie oor hom nie. Eintlik gaan ek net met hom uit om die 3de jaars te spyt. Ek is sommer lus en bel hom sommer nou en sê hy moet eerder iemand van sy eie ouderdom soek. Hy's in elk geval heeltemal te vatterig na my smaak. Ek neem aan jy het alles gehoor. Ek was toevallig besig om onkruid hier uit te trek. Terwyl ek hier binne besig is om met die grootste liegstorie die onkruid uit my dogter se lewe uit te trek. Is nie my geaardheid om so agterbaks te wees. Voel jy skuldig? Ja, baie. Hierdie reverse psychology is iets niets vir my. Ek weet. Met Ouboet en Wimpie werk dreigemente en 'n paar tuiklappe.
Maar jy kan dit nie met Hes doen nie. Ja, jy is seker reg. Maar ek beloof jou, as ek hierdie selfe speech vir Ouboet afgesteek het, dan was hy wragtig nou met hierdie Lawrence getroud. Sonja en Wimpie klou so aan mekaar, hulle laat my skoon naar voel. Ag, jy en Jaco het ook maar so te kere gegaan. How's dit? Hallo, Ouboet. Ek sit al die hele dag aan jou en dink. Hoe het dit toe met die hofsaak gegaan? Nee, goed maar. Ek moet eintlik vir oom Hans dankie sê. Dankie oom Hans. Dit was maar net 'n R30 boete gewees. Hoe het jy dit reg gekry? Hierdie luitie kan as hy wil. Die amper die hele hof was in trane gewees as hy daar gestaan het en smeek vir sy sak. Wie die trane het vrylik oor sy wange gerol. Tot hy dik boepens traffikkop was bewoog gewees. As die TV daar was, het hulle hom 'n beker gegee. Ouboet, wat het hier nou aangevang? Ek het net die waarheid gepraat, pa, en gesê dat ek berou het en dat ek dit nooit weer sal doen nie en dat ek nie geld het vir 'n boete nie. En die magistraat het gesê, in sy 18 jaar op die bank, het hy nog nooit so 'n patetiese vertoning van rou emosie oor 'n speeding fine gesien. Ouboet, het jy gehuil? Van die begin af, ma. Hiermee. Dit was 'n man se idee gewees. 'n Sakdoek vol fyn gekapte eie. Laat jou chunks se brak. Maar waar lag die mense hulle pap vir die twee sake voor ons? Dat het geklink soos night court. Eers was dit twee sulke appies van die poskantoor wat deur 'n dominee se vrou aangekla is omdat hulle glo verskriklik agter na Jaard gevloek het. En hulle sit daar so in die hof soos twee engeltjies, jy weet, met hulle kortmou hempies en bondasse. En hulle ontken natuurlik enige skuld. En toe dit nou hulle beurt is om te verduidelik, staan die ene op en sê: "U edelagbare. Ek het net hier onder gestaan en die leer vasgehou vir Errol wat daar bo op die paal besig was om die drade te soldeer. En toe skielik mors hy per ongeluk van die warm soldeersel op my rug. En al wat ek toe sê is: Ag nee wat kerel, jy moet versigtig wees met daai soldeerbout." En toe lag die hele hof. En toe gaan hy aan toe verduidelik hy hoe sy voet toe per ongeluk gly en hy toe die leer onder Errol uitskop. En dis hoe Errol in die duiwolk langsam beland het. En toe wil die magistraat weet wat het Errol toe gesê. En Errol sweer onder eed al wat hy gesê het was: Basil, Basil, Basil. As jy vashou moet jy vasstrap, kerel. Niemand het seker hulle storie geglo nie. Ja, presies. Toe gooi hulle die saak en sommer vir Errol en Basil ook in die hof. Wat was die ander saak? O, dit was so 'n LO onnie of 'n lektor op 'n ding wat glo by 'n skoolmeisie in Klerksdorp aangelê het en toe plak haar pa sy bas met supergom aan die lavvy seat vas. Kan jy onthou wat die man se naam was? Ja, dit was sy naam was iets soos 'n fliek van Arabië. O ja. Ja, Lawrence op die Levy.